Dankie Liami. Ons gesels verder oor emosionele intelligensie. En wanneer ons praat oor emosionele intelligensie, gaan dit nie net oor hoe ons voel nie, maar hoe ons kies om daardie emosies te bestuur, veral in verhoudings. In vandag se sessie kyk ons na 2 kragtige hulpmiddels: Aristoteles se goue middeweg en die emosionele energiematrix. Eerstens, die goue middeweg, die emosionele balans. Aristoteles het geglo dat ware wysheid lê tussen 2 uiterstes. Met ander woorde, ware moed of courage byvoorbeeld, is nie roekeloosheid nie, maar ook nie lafhartigheid nie. Dis daardie gebalanseerde punt tussenin. Dieselfde geld vir emosies. Jy hoef dit nie te onderdruk nie, maar jy hoef dit ook nie te oordryf nie. Dink so daaraan. Jy is op pad na 'n belangrike aanbieding. Jy voel angstig, jou hart klop vinniger en hier's die sleutel. Herinner jouself, die aanbieding bepaal nie jou waarde nie. Mense is meer ingestel op wat jy nou vir hulle gaan sê, as op wat jy nie sê nie, of dalk verkeerd doen, wat hulle dalk nie eens van bewus is nie. Net daardie een verandering van gedagte kan jou emosionele toestand verander. So hier's 'n oefening. Dink aan 'n onlangse situasie waar jy of ooreageer het, of jouself onderdruk het. Waar op die goue middeweg was jy, sou jy sê? Te veel, te min, of gebalanseerd? En wat kan jy volgende keer anders doen? En dan tweedens, die emosionele energiematrix. Dit is bestuur jou emosionele brandstof. Net soos ons liggaam energie nodig het, het ons emosionele tanks ook energie en bestuur nodig. Die energiematrix wys ons dat daar 4 verskillende sones van emosie is. Nommer 1 is hoë positiewe energie, waar jy kreatief, gefokus en vol motivering is. En dan lae positiewe energie, waar jy kalm, reflektief en connected voel. En dan na die ander kant toe, hoë negatiewe energie. Dis die oorlewingszone, waar jy gespanne, angstig en geïrriteerd is. En dan uiteindelik lae negatiewe energie, waar jy moeg, sinies en emosioneel uitgeput is. Of althans burn-out, soos wat ons dit noem nou deesdae. Kom ons neem 'n voorbeeld. Jy het 3 vergaderings agter mekaar gehad, geen breek geneem nie, en nou is jy geïrriteerd en onproduktief. Jy is in die oorlewingszone. Maar as jy dit kan raak sien, kan jy iets daaraan doen. Gaan stap 'n bietjie om die blok buite. Haal diep asem met 'n asemhalingstegniek. En herbeskou jou gedagtes wat jou negatief maak. Hier is 'n oefening. Dink aan 'n tyd waar jy op 'n emosionele laagtepunt was. In watter sone van die matrix sou jy sê was jy? En wat het jou daar gekry? Lys die dinge wat jou daar kry. En dan belangrik, wat sou jy anders kon doen om weer op te beweeg na 'n gesonde, meer energieke toestand? So hier's 'n daaglikse praktyk. Skryf meer gereeld neer waar jy jouself bevind op die zones. En kies een ding wat jou dan na jou beste self sal help terugbeweeg. Onthou, emosionele intelligensie is nie net 'n vaardigheid nie, dis 'n leefwyse. Balans, selfwaarneming en selfbestuur is nie altyd maklik nie, maar met oefening raak dit 'n nuwe gewoonte en dit maak jou nie net sterker in jouself nie, maar ook in hoe jy met ander omgaan.